Vriende, goeiemôre. Dit is Vrydag die 9de Augustus as jy saam met my hier 'n koffietjie drink. Ek is vandag donderdag besig om vir jou die video klaar op te neem, want ek en January het 'n afnaweek. Ons gaan 'n bietjie Weskus toe saam met my swaartjie Sammy en Myrtle. Daar saam met hulle kinders kuier en Marie-Louise gaan saam. So ons sien uit daarna om sommer so 'n bietjie saam met die familie te kan tyd spandeer. Maar daarom neem ek vir jou die video al reeds op en stuur hom vir jou uit. En as jy hom kyk, dan is dit Nasionale Vrouedag. En ek wil hier by Koffiekuier 872 regtig sommer dankie sê vir al die vroue in ons lewens, in die land. Vroue wat 'n ongelooflike verskil maak in ons samelewing. Nie net binne die klein struktuur van gesinne en huwelike nie, maar op soveel vlakke. En ons vier julle. Ek dink dat ons vir baie jare nie regtig dankie genoeg gesê het vir die vroue en die rol wat hulle in ons lewens het nie. En dit sluit soms 'n bietjie aan by ons tema van vandag. Ons staan vandag stil by die volgende saligspreking waaroor ons dan nou DV eerskomende Sondag in die eredienste ook gaan praat. Dominee Piet Botha is in die kerkgebou in die woord, so die van julle wat die skakel volg sal na Piet kan luister Sondag rondom hierdie saak. En dit gaan daaroor dat Jesus sê, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Ander dag kyk ek en Jean-Marie 'n reeks op TV, en onder andere speel dit nou af hier so in die laat 1800s, as ek reg onthou, in New York, en die geweldige verskil wat daar was in die plek van vroue in die samelewing. Weet, hulle moes entertain en huishou en al daai goed doen, maar mans het die lewe geraan. En dan veral ook die plek van swart mense, swart vroue spesifiek in die samelewing, wat eintlik nie geag was, gereken was nie. En as ons oor geregtigheid nadink, oor hulle wat honger en dors na wat reg is, vriende, dan gaan dit natuurlik oor die geregtigheid van God in die eerste plek. Het gaan oor die feit dat ek en jy sonder mense eintlik gebroken is en dat ons nie in 'n goeie verhouding met God staan nie, behalwe natuurlik deur die kruisdood van Jesus Christus, waarin hierdie verhouding tussen ons en God reg gemaak is en ons geregtigheid voor God dan ook in Christus dan gewaarborg is. Daaroor skryf die Heidelbergse Katekismus en die Dordtse leerreëls baie breedvoerig eintlik om te verduidelik hoe werk dit. Maar die effek daarvan dat ek en jy in 'n herstelde verhouding met God is, moet ook deurspeel na die samelewing toe waarin ons leef. En ek hoef ons nou nie vir jou te sê nie, as ons nadink oor wat in die lewe gebeur, dan kan ons vanmôre 'n lang lys van goed opnoem, van onreg, van goed wat nie reg is nie, wat onregverdig is, ongeregtigheid, wat in hierdie lewe nog steeds vandag 'n groot verskil maak in mense se lewens. Nou, Jesus kom en dan sê hy, die wat honger en dors na wat reg is, hulle sal versadig word. Nou, ek gaan nou oor die versadig word nie vandag baie praat nie. Piet gaan so 'n bietjie geloof in sy diens daarby aansluit en dan gaan ek Dinsdag verder daaroor gesels. Ek wil so 'n bietjie stil staan by hierdie woorde honger en dors. Die meeste van ons, my geslag en jonger, glo ek, wat vanmôre hier saam koffie drink, wil ek regtig sê, vriende, wie van ons was al regtig honger en dors? Woorde het swaar betekenis, as ek dit maar so kan stel. In die tyd waarin Jesus met hierdie mense praat, het mense honger en dors geken. Hulle het nie die luukse van 'n Woolies of 'n Checkers of 'n Shoprite naby gehad, 'n Spar waar hulle gou kan gaan brood koop as hulle honger is nie. Hierdie ouens het op 'n manier van die hand na die mond geleef, en daar was beslis tye in hulle lewens gewees, meeste van hulle, waar hulle vir 'n dag of 2 dalk selfs nie kos gehad het nie, waar hulle regtig hongerpyne beleef het. En wanneer Jesus dan nou vir hulle sê, die wat honger en dors na wat reg is, glo ek daai ouens se ore sou gespits het, want dit is 'n gevoel wat hulle ken. Dis hierdie intense smag, hierdie begeerte na iets wat jou kan versadig, iets wat jou honger kan stil, jou dors kan les. Dus jy is intens bewus daarvan. Janie Hougaard, kollega, het maandag toe ons gepraat het oor hierdie teks gesê, honger is ook ons nou hierdie snaakse ding. 'n Mens word honger, maar as jy dan nou nie eet nie, op 'n stadium word jy so half weer gewoon daaraan. Dan gaan jy eers weer aan, natuurlik onbepaald nie.
Maar wat Jesus dan nou hier sê is, ons as gelowiges, ons as sy disippels, moet 'n honger en 'n dors hê na wat reg is, na geregtigheid in hierdie lewe. En die gevaar is, as ek en jy hierdie honger, hierdie dors wat ons het om te sien dat reg geskied, as ons dit op 'n manier nie voed nie, dan gaan dit partykeer ook oor. Dan raak ons gewoond. Dan raak ons so op 'n manier, daar's 'n mooi woord daarvoor, maar dan raak ons so blasé oor die onreg van die lewe. En ek wil vir jou vra om 'n bietjie daaroor na te dink vandag en môre, vriende. Hoeveel van die onreg in die lewe sien ek en jy raak? Op 'n daaglikse basis dalk, maar dit raak ons nie meer nie. En waartoe Jesus ons hier uitnooi is om te sê, julle wat regtig geseënd is, julle wat wel geluksalig is, omdat julle in hierdie herstelde verhouding met God leef, julle kan nie anders as om ook 'n honger en 'n dors te hê na die herstel van geregtigheid in hierdie lewe nie. Dis sommer net so 'n paar gedagtes op hierdie nasionale Vrouedag en ek wil weer vra, dalk in jou eie klein kring waarin jy beweeg, dink 'n bietjie na oor hoe geregtigheid regtig na vore kom. Ek sê dit versigtig, manne, hoe hanteer ons die vroue in ons lewens? Met gelykheid, met respek, met eerbied, met menswaardigheid? Of is daar nie maar baie keer by ons nog so half 'n gedagte van, ag, die vrou is dalk maar, sy moet haar plek ken, het ons mos gesê. Geregtigheid, 'n honger en 'n dors na wat reg is, begin in jou eie lewe, in jou klein kring. En dan spoel dit uit, dan speel dit oor na die res van die lewe daar buite. Kom ons sit so dan, bid ons vanmôre saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook kan stil word met hierdie wete dat U smag na 'n lewe waarin geregtigheid na vore kom. Waarin dit wat reg is, Here Jesus, dat U wil hê dit moet gebeur. Dit wat volgens U goddelike plan is, volgens U skepingsorde bedoel is om te wees, reg, dat dit sal seëvier in ons lewens. Ag, Heilige Gees, en dan weet ons dat ons so maklik verby die onreg van die lewe kyk, dat ons so maklik op 'n manier dink, maar ag, dit raak my nie regtig nie, wat kan ek nou daaraan doen, kom ek loop maar aan die ander kant van die pad verby. En vanmôre nooi U ons uit opnuut weer, om na te dink, en te besef dat ons ook soos U 'n honger en 'n dors moet hê na dit wat reg is. Wil U vir ons help om dit raak te sien, en om daadwerklik dan ook, Here Jesus, in U voetspore te volg deur te doen wat reg is. Ons bid dit in U naam. Wees met ons ook die res van die naweek. Wil U vir ons seën, wil U ook, Here, op 'n besondere manier ons vroue in ons land en oor die wêreld heen laat besef dat ons hulle waardig ag, dat ons waardering het vir ons vroue, dat ons die plek wat U aan hulle gegee het ook koester en daarom aan U die eer bring. Dit vra ons in U naam. Amen. Vriende, geniet jou koffie, geniet jou lang naweek as jy 'n lang naweek kan hê. En Sondagoggend glo Kobus sal vir julle die skakel uitstuur van die erediens waar Piet Botha dan nou aan die woord is oor honger en dors na wat reg is. En Dinsdag DV volgende week die 13de. Dan gesels ek so 'n bietjie verder saam met jou rondom hierdie tema. Mooi loop, lekker dag en 'n lekker naweek.